die woord wat ek vir die Here gehoor het, is ons moet dit prakties hou. Ek persoonlik het 'n brein van goed moet perfek wees. Ek wil dit moet so en so wees en dit moet daar moet nie foute wees nie. Maar die Here sê nee, hou dit prakties, hou dit eenvoudig. Kom ons hê net 'n gesprek vanoggend. Kom ons deel net wat op sy hart is. Nou as ons 'n bietjie terug kan gaan, net 'n bietjie kan recap. Waar julle moet my ook verskoon, ek dien in 'n organisasie wat net Engels is, internasionaal, so Afrikaans is nie meer, dis soos my eerste en 'n halftaal. Dis nie meer my, of soos 'n halwe taal, nie meer heeltemal eerste nie. So ons het gekyk verlede jaar, ons het deur die boek van Efesiërs gewerk, ons het gekyk na ons identiteit, ons het gekyk na ons lewenswandel, hoe moet ons onsself gedra as Christene, en dan geestelike oorlogvoering ook en die wapenrusting van God, wat ons moet aansit, en hoe dit lyk. Toe begin van die jaar was die woord, of het ons gesê, hierdie is die jaar van die hart, en laat ons harte toewy op die altaar van God, na hom toe te bring, laat hy verandering sal bring. En die woord was veelvoudigheid, of multi, in die Engels, soos die Engelse man sê. En dan vir hierdie laaste maand het ons gaan kyk na disippelskap, en ons het gekyk hoe dit gelyk het van Egipte, van slawerny tot in Kanaan, in die beloofde land, hoe daai hele journey gelyk het. En laas naweek het ons die Pasga geherdenk, Jesus wat gekruisig is vir ons, en hy het opgestaan Sondag, en hy's lewendig vandag, en wat nou? Wat maak ons daarmee? Ons lewe nou nie meer na die kruis toe nie, ons lewe nou uit 'n plek van oorwinning uit van die kruis af. So, by die veelvoudigheid wil ek ook net ingebring het, laat dit beteken ons is 'n veelvoudige generasie, ons is veelvoudig in ons kultuur, in ons gawes, in die leiers, in alle fasette van God, is daar's multiple areas in dit. Dis nie net een nie. En ons gaan nou verder kyk daarna, ons is nie net, daar kan nie net een, ek het nou gekyk na hierdie band vanoggend, gedink, het sal nou nice gewees het as dit net die klavier was of net 'n gitaar was. Maar as dit nou net 'n driehoek was, so is nog steeds so lekker kon worship het. Of net 'n, niks fout daarmee nie, maar sou dit sou anders gewees het, of net 'n blokfluit of 'n ding, dit sou anders gewees het. So daar's verskillende fasette. So hier vanaf waantoe gaan ons? Hier, ek wil, voordat ek aangaan, ek wil hê ons moet net gou, Marike, daai videoetjie kyk, en ek wil hê, dis nou 'n sekulêre ding, maar kyk met geestelike oë daarna. Kyk met 'n Christian eye, as ek dit so kan noem. Kyk daarmee na die video, en dan gaan ons daarvan af. Good morning. The F-18 NATOPS contains everything they want you to know about your aircraft. I'm assuming you know the book, inside and out. Damn right. Yeah, Damn straight. you got it. So does your enemy. And we're off. But what the enemy doesn't know is your limits. Today we'll start with what you only think you know. Wie kan vir my sê waantoe ek op pad is? So in die opbousin toe, het hy gepraat en hy het gesê, sukses kom neer op die man of die vrou in die pilot seat. So sukses in hulle mission kom neer op, of in ons mission dan, kom neer op my en jou, op ons. Nou as ek het vir jou kan vat waantoe ek wou. Hierdie is die Bybel. Ek neem aan, julle almal ken hom inside and out, cover to cover. Ek hoop so, want omdat hulle sê dit raak nie beter af buite nie. Ons moet begin lees. Ek ook hier, ontspan. Maar jou vyand ook, sê die woord vir ons. Hy ken ook hierdie, Jesus is getempt met dit. Hy het na hom toe gekom en vir hom gesê, hoorie, maar daar staan geskrywe. Maar wat hy nie weet nie, is wat God in my en jou gesit het.
wat hy in elkeen van ons harte gesit het, die gawes wat hy vir ons gegee het, die mens, die karakter, alles wat hy vir ons in mekaar mee gesit het. Maar wat maak 'n mens nou daarmee? So ons wil nie sê, ons gaan in werke in. Hierdie het nou niks met redding te doen nie. Want ons is deur geloof, genade, daarmee is ons gered, nie werke nie. Maar Jakobus 1 sê geloof sonder werke is dood. Maar Paulus het ook gesê, as jy net werke het en nie geloof nie, dan baat dit jou ook niks nie. So dit werk nou net in Engels, in Afrikaans het dit nou nie so lekker gewerk. So, knowing faith, you will know works. But if you have no faith, you will have no works. There will be no works. God het vir ons gawes gegee, en wat verwag hy van ons? Hoe kan ons weet, wat is hierdie werke wat hy van ons verwag? In Handelinge 1, vers 1, staan daar so, die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Nou dis Lukas wat hy praat, en hy praat van die boek van Lukas, wat hy geskryf het. In die eerste verhaal, wat alles wat Jesus gedoen en geleer het. En in Matteus 28 ken ons almal, hy het gesê, gaan uit na die nasies toe, gaan dan heen, so dis 'n werkwoord, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, en leer hulle. So dit stop nie net daarby vertel, doop en klaar nie. Ons moet hulle leer, alles wat ek julle beveel het. Nou het ek 'n paar vrae wat ek toe nou by myself opgekom het, maar as jy voel om saam met my deur hierdie vrae te dink saam met my. Die vraag wat my opgekom het is, hoekom kom ek kerk toe? Wat is my motief? En ek moet eerlik wees, daar was 'n tyd dat ek na hierdie kerk toe gekom het, want die musiek was lekker. Toe ek nog jonk was. Maar, wat doen ek as ek hier uitstap uit die kerk uit? Het ek twee aparte lewens? Het ek 'n lewe vir die kerk, en 'n lewe daar in die wêreld? Weet die Here sê, ons is nie van hierdie wêreld nie, maar ons is in hom. So wat maak ek? Hoe is die Here, of is Jesus net goed genoeg vir my verlossing, om my te red, laat ek nie hel toe gaan nie, is dit hoekom ek kerk toe kom? Laat ek net kan op die dag van die Here kan sê, nee, maar ek het dan kerk toe gegaan. En ek het dan my Bybel gelees. En ek was daar. Of is hy Heer oor my lewe? Nie lê ek my hele lewe neer onder hom en soos die Engelsman sê, submit alles tot hom. Doen alles wat hy van my verwag, wanneer hy dit van my verwag. Want jy sien, ons het net een lewe. Daar's nie 'n kerk in 'n werklewe nie. Dis een lewe. En as jy 'n Christen geword het, dan is jou lewe nou Christen, kind van die Here. Dis nie genoeg om net te gaan en te sê, ons het al hierdie goed in U naam gedoen, want wat het hy vir hulle gesê? Jy weet, niemand gaan weg. Ek het jou nie geken nie. Maar hulle sê, in jou naam het ons al hierdie goed gedoen. En hy sê, dit was nie genoeg gewees nie. So daar is dit nie genoeg net om werke te hê nie. Ons moet geloof saam met dit hê. Nou, is my volgende vraag, het God ons dan nou gelos, of het hy ons toegerus? In Efesiërs het ons gelees, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. So daar sê hy vir ons, julle het 'n job om te doen. Ek het vir julle gesê, gaan uit en maak disippels. Hoe doen ons dit? So doen ons dit. Daar is gawes wat hy vir ons gegee het, van verskillende bedienings, om die gelowiges toe te rus, en vir die werke van bediening. Sorry, my notas het nou hier in mekaar geraak. Maar nou is die vraag, waar begin ons dan nou? So ons het nou hierdie bedieninge wat Jesus ingestel het, en ons
ons het 'n verantwoordelikheid om mekaar op te bou vir die dienswerk wat hy vir ons uitgesit het. So waar begin ons? Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan broers, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. So eerstens kom ons en ons bring ons lewens as 'n lewendige offer. Nie want ek Sondag sal ek hom bring, soos met die Ou Testament wat ons kom met ons offers net om te bedek soos wat ons gehoor het. Ons kom ons hele lewe gee ons as 'n lewendige offer, heeltyd. Vers 2 sê, hoe doen ons dit? En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Be changed, transformed in the renewal of your mind, sê die Engels. Dit is hoe ons, dis waar ons begin. Nou Romeine 12 is ook wat ons gaan deurwerk in die genadegawes kursus. So ek gaan nou 'n bietjie meer sê daaroor. So as jy wil betrokke raak daarbey, hier gaan ons bietjie meer in diepte ingaan oor wat is hierdie gawes en hoekom is dit belangrik en hoekom het elkeen, wat se gawe het ek? Dan wil ek wil deur net so 'n paar verse flits in Romeine. Vers 4 tot 5 sê hy, want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werke het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. So daar's een liggaam, baie lede. Maklik verstaanbaar. Nou hierso is die gawes wat hy vir ons gee. En dit is wat ons in diepte deur gaan. Wat is elkeen van hierdie gawes? En hoe funksioneer ek met daai gawe? Nou, ek het nou gesê waarneem en profesie. Profesie is nou nie heeltemal soos die gawe van die Heilige Gees om te profeteer nie. Waarneem is die beste Afrikaanse woord waarmee ek opkom. Maar dit klink vir my bietjie, hy's ook so op die edge. Maar in Engels praat ons van 'n perceiver, iemand wat kan perceive. En dan is daar bedieninge, leringe, vermaning. Twee wat vir my uitgestaan het, is wie uitdeel, dit is 'n giver in Engels, iemand wat gee. Moet hy in opregtheid gee. In Engels sê hy, give with liberality. Met ander woorde, moenie terughou nie. As die Here vir jou die gawe gegee het om te gee, het hy, wil ek so ver gaan om te sê, 'n verwagting van jou om dit met vryheid en liberally te gee. En die barmhartiges, die Engels sê die mercies, hy sê do so cheerfully. So wanneer jy barmhartigheid wys, doen dit met blymoedigheid. Ek het so baie kere het ek in die gat getrap van ja nee, ons moet nou mercy wys vir die mense en alles en dan as ek by die huis kom dan klaar ek, dan sê ek vir my vrou nee man. Hierdie ou het nou weer so en so gemaak en alweer met hierdie ding na my toe gekom en tot ek hierdie raak gelees het. Wanneer jy mercy wys, doen so cheerfully. En dan gaan ons na die opskrif in my Bybel sê tree op soos 'n Christen. As dit moontlik is, vers 18, so ver as wat dit van julle afhang. Ek dink die Engels sê as far as it depends on you. You leef in vrede met alle mense. Nou ons is emosionele wesens en ons kan deur baie dinge gaan en daarom kom FIC toe, kom DNA toe. Daarso sal ons leer hoe hanteer ons emosies. Hoe maklik is dit of hoe moeilik is dit om in vrede met alle mense saam te lewe. Nou, hier's waar ek nou eintlik wil wees. So daai was my inleiding gewees. Ons gaan nou nog, julle is alright met nog soos 40, nee, daar, okay. Sien my pastoor, gaan nou opspring. Nee, ons is dan nie so ver. So, deur wie se gesag doen ons al hierdie goeters? Wil ek eers vra, voordat ons nou aangaan. So ons hoor nou daar, die Here het nou vir ons gesê, ek het vir julle toegerus, ek het vir julle gawes, ek het vir julle goed, julle moet goed gaan doen, julle moet nice wees met mekaar, en hê mekaar lief, en
So sal die mense weet, julle is my disippels, soos dat julle mekaar lief het, so ek hoop julle het mekaar lief, want as die mense na ons kyk, en ons mekaar lief het, ek het nou vandag gepraat, ek het dit nou gehoor. Maar, Matteus 28 vers 18 sê hy, alle gesag is aan my gegee, Jesus wat daar praat, in die hemel en op aarde. En in Handelinge, toe die Heilige Gees of voor die Heilige Gees uitgestort het, sê hy, en ons is nou in hierdie tyd, wat ons nou in afwagting is, of om te herdenk, wanneer hy weer opgevaar het, ons is nou in hierdie 40 dae, en dan is daar die Heilige Gees uitstorting, maar hy het gesê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees na julle toe kom, en dan sal julle my getuies wees, tot in die uithoeke van die wêreld. Nou is ons by Korintiërs 12, 1 Korintiërs 12. Hoe help die Heilige Gees ons? Nou, ek wil baie graag, eintlik net, ek het vanoggend vir Pastoor Johan gesê, ek kan eintlik net die hele ding lees. Ek hoef niks te sê nie. So doen jouself die guns, ons gaan nou nie, maar doen jouself die guns, as jy vir die huis kom, 1 Korintiërs 12, begin by vers 1 en gaan dwars deur, tot by 30, en lees noukeurig deur, wat staan daar. Dit maak my so opgewonde om te lees, om te sien, wat hy van my verwag, hoe hy my die vermoë gegee het, om te kan dien, en om te kan sy hande en voete wees, en om ander lief te kan hê, en in daai proses, is daar nou goeters wat hy sê, maar moet dit nou nie so doen nie, doen dit so. Dis soos, het ons vanoggend gepraat daaroor, in plek van om vir mense net te sê wat om te doen. Want dan kom jy nogal arrogant voor en asof jy alles weet. Vra hulle om deel te raak. Vra hulle om verandering, wil ons sê toepas, maar om te dink daaroor, om jy weet, om saam met jou te kom, alongside jou en saam met jou daardeur te werk. So, vers 4 tot 6 sê hy, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes. Het ons nou gelees in Romeine 12. Maar dit is dieselfde, dis kom van dieselfde Gees af. En dan is daar 'n verskeidenheid van bedieninge. En tog is dit dieselfde Here. Dit is wat ons gelees het in Efesiërs 4. En dan is ons verskillende 'n verskeidenheid van werkinge. En tog is dit dieselfde God. So daar is hierdie distinction van daar's areas waar ons kan dien. In die kerk is dit nou maklik, ons praat van ons soek wat het ons gesê, volunteers nie? Medewerkers. Om te help met al die fasette om hierdie ding aan die gang te hou. So dit beteken nie almal moet oral wees nie. Almal kan nie in die koffie wees nie. Almal kan nie die keyboard speel nie. Dis kan nie, want dit gaan dan snaaks lyk as daar verhoogvol mense is. So daar is, die Here het vir elkeen 'n plek uitgesit. Ek wil net bysê by vers 11. En ek wil die klein maak, want dit is wat ek verstaan uit vers 11 uit. Laat hierdie gawes wat die Heilige Gees gee, sê dit, hy gee dit, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. So ek wil vir jou sê, moenie laat iemand ooit weer vir jou sê, jy is nie, die Heilige Gees is nie by jou, of is nie saam met jou, omdat jy nie in al die gawes voldoen nie. Hy gee uit, soos wat hy wil. So omdat ek nou nie hierdie ding kan doen wat my vriend, of wat my broer, of my suster doen nie, beteken dit nie die Heilige Gees is nie saam met my nie. Dit beteken nie ek het hom nie. Ons gaan nou verder lees oor wat anderste is daarso ook. Nou gaan ons vinnige rig hierdeur moet gaan. Okay. So ons is een, daar moet eenheid wees, want ons is een liggaam. En daar's diversiteit, want ons is baie lede. Nie almal van ons lyk dieselfde nie, klink dieselfde nie, glo dieselfde nie, hoor dieselfde nie, tree op dieselfde nie. Ons het elkeen ons eie gawes waarmee ons wat moet doen. Wat sê Efesiërs 4? Vir die opbouing van die gelowiges. Ek wil ook bysê, hierdie boek is vir wie geskryf? Vir nie gelowiges of vir gelowiges? Vir gelowiges. So
hierdie boek is lewe. Jesus sê, hy is die brood, hy is die lewe, hy is die weg. Hierdie gee vir ons alles wat ons nodig het om te kan funksioneer in ons alledaagse lewens. So hy het ons nie net gelos om aan te voeder en te maak soos ons wil nie. En dit uit te figure soos ons gaan nie. Hy gee vir ons alles hier binne-in. Vers 18, maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos hy gewil het. Hier sien ons weer, elke lid is soos hy dit wil. Nou, ek besef nou, ek wou nou nog die Afrikaans hier ingesit het. Maar ek gaan nou so 'n bietjie paraphrase. Wat hier staan, hy praat van ons as die verskillende lede en die hand kan nie sê hy is die voet kan nie sê hy is die hand hier, want almal het nodig. Hoe gaan ons as daar nie oë is nie, hoe gaan ons sien? As daar nie ore is nie, hoe gaan ons hoor? So ek hoop julle sien hierdie prentjie vanmôre. As jy na 'n fisiese liggaam kyk en jy kan dit sien in die gees, hoe lyk dit? As ons sê ons het nie daai ou nodig nie, of ons het nie hierdie tipe ding nodig nie. Ons het alles nodig wat God vir ons gee, want is hy alleen wat sy kerk bou en is hy alleen wat sy koninkryk bou. En hy het vir ons die ondersteuning gegee wat ons nodig het om dit alles bymekaar saam te kan trek en te gaan doen. Dan gaan dit aan praat weer oor nou hierdie gaan ek nou in Engels lees. Ek is nou jammer vir die Engels. Ek het nou nie die Afrikaanse slides voorberei nie, want hierdie het vir my ook getref toe ek dit gelees het. Vers 23. Ja. And those members of the body which we think to be less honorable, on these we bestow greater honor, and our unpresentable parts have greater modesty, but our presentable parts have no need. But God composed the body, having given greater honor to the parts which lacks it. So ons praat hier van, daar's 'n uiterlike, daar's the seen parts, dit wat julle hier sien, hande, voete, al die goede. Dan's daar die unseen parts. Nou, watter van die seen parts hou jou aan die lewe? Dit wat jy sien, wat hou jou aan die lewe? As jy jou vinger verloor, as jy jou arm verloor, as jy been verloor, as jy jou oor verloor, jou kop het jy nodig, dis die housing. Maar jy kan sonder die goed klaarkom. Maar wat nou as jy een van jou inner parts verloor? 'n long, 'n hart, 'n nier, jou brein. Dan begin dit moeiliker raak om aan die lewe te bly. Nou dink gou daaraan in die liggaam van Christus. As ons nou sê ons het nie hierdie ou nodig nie. Ons het nie nodig om ek weet nie, ek kan nou nie 'n voorbeeld dink nie. Maar ons het nodig om hierdie goeders te doen. Ja. Ek wil amper sê ons sny ons eie keel af. Skiet onsself, want mens skiet jouself voet nie aan. Maar wanneer ons begin vingerwys en sê ons het nie mekaar nodig nie, dan is ons in gevaarlike territorie. En dan hier kom ek net aan die einde van 1 Korintiërs waar hy sê as een member as een lid swaar kry almal swaar. En as een geëer word, dan word almal geëer. Dan rejoice ons saam met hulle almal. Dan sê hy, now you are the body of Christ and members individually. So ons is 'n liggaam, maar God het vir elkeen unieke gawes gegee en hy het vir ons elkeen in mekaar gesit for the works of ministry, for the edification of the body en vir sy koninkryk om sy werk te gaan doen. And God has appointed these in the church, first apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healing, helps, administration and varieties of tongues. En dan vra hy vir hulle retories. Are all apostles, are all prophets, are all teachers, are all workers of miracles? Do all have the gift of healing? Do all speak in tongues? Nee. Nie almal doen al die dinge nie. Jy is nie gemaak om op jou eie te funksioneer nie. Jy is nie gemaak om alleen te staan en in jou hoekie die Here te dien nie. Ons is deel van 'n liggaam. Ons is gemaak om saam met mekaar te werk. Ek wil oorgaan net vinnig en praat oor
dat daar 'n plek is vir jou. Daar kan 'n plek wees op allerlei verskillende plekke. Ek en my vrou, die Here het vir ons gelei na OM toe. Nou wie is OM? OM is hulle visie is om lewendige gemeenskappe van Jesus-volgers onder die minder bereiktes te sien. So ons land is redelik bereik met die evangelie, maar dit beteken nie, ons kan nie nog steeds uitreik na mense toe in hande en voete in gemeenskappe wees nie. Lewendige gemeenskappe beteken, ons wil mense sien wat mekaar kom, ons wil mense sien wat Jesus uitdra na mekaar toe, wat lief is vir mekaar, wat hande en voete is vir mekaar. Wie is OM? Operasie Mobilisasie. Hulle sien hulle self as deel van die kerk en is daar om die kerk te versterk in die mobilisering van mense vir wêreldsending. Vinnige agtergrond. Hierdie organisasie het begin in 1957 deur 'n 17-jarige seun George Verwer. En sy hart het gebrand om uit te gaan en die evangelie met die nasies te gaan deel. Vandag is ons meer as, daar's baie mense, maar ons is in 100 lande en ons is daar om die kerk toe te rus om Jesus te deel met die nasies. Ons is 'n nie winsgewende organisasie en ons werk hand aan hand met kerke en koninkryksfinansierders om die evangelie te bevorder. As sendelinge het ons werk nie vir hulle vir 'n salaris nie, ons vertrou mense om donasies te gee, om in te koop in die visie en saam te staan as die liggaam, want daar is mense wat die gawe gekry het om te gee. Jy is met baie geseën vir 'n doel. Ek gaan nou nie daar gaan nie, maar vir 'n doel. En die doel is nie jou eie rykdom nie. Daar's 'n koninkryk, ons het nou net gesê, ons het een lewe. En hierdie sê ek nie om enigiemand skuldig te laat voel, of jou te condemn, of om vir jou te laat voel, o Jesus, nee, ek moet nou meer doen, ek moet nou beter doen. Nee, jou enigste verantwoordelikheid is om by die Here te gaan hoor, waar is my plek? Wat verwag jy van my? En gehoorsaam te wees daaraan. Ek en my vrou, ons dien as ek is die mobiliserings in mobilisasie, en ons vorm deel van die kerk, en sy werk met personeel en administrasie, so julle kan sien, sy het ook in haar gawes waar sy optree, en Jackie, wat julle vanoggend gesien het, sy is in kinderbediening, maar sy doen opleiding vir kinderbediening. So daar's die gawes wat die Here in jou gesit het, gebruik hy om jou op ander plekke, of waar hy jou wil gebruik, die gawes wat hy in jou gesit het. Nou so, ek het gepraat vinnig, die disippelskap kursusse wat ons aanbied hier by die kerk, want vir die van julle wat nie geweet het, die gemeenskapskerk het al, ek dink vir die laaste 10 of so jaar verhouding met OM, en OM werk saam met gemeenskapskerk. Deur julle gehoorsaamheid het ons al baie dinge reg gekry. Ons kon al met Johnny en Paulus, hulle wat daar in die noorde is, wat uit die kerk het kom, ons kon hulle geondersteun het en hulle gaan besoek het en saam met hulle gekuier het. Daar is 'n klomp meisies wat op die skepe van OM dien, wat uit hierdie kerk uitkom, wat ons help ondersteun deur julle gehoorsaamheid. So die kursusse wat ons aanbied, die Freedom in Christ kursus, eerstens praat ons oor die belangrikheid van waarheid in ons lewens. Ons kyk na die wêreld en die vlees en die duiwel, want daai drie, dis 'n constant battle. En dan hoe om vry te breek van ons verlede, dinge wat met ons gebeur het, leuns wat ons glo, hoe om vry te kom daarvan. En dan natuurlik hoe om te groei as disippels. Dan het ons die genadegawes. Julle kan daar kyk, ons begin môre aand 6:00 hier by die kerk. Ons gaan 3 maande, soos môre aand, die 20ste en die 27ste. As jy nog nie geregistreer het nie, dan kan jy, daar's nog tyd vir jou om te registreer. Dan hier is waar jy leer, wat is die gawe, watser een van daai gawes het God in jou gesit? En hoekom, wat verwag hy van jou? Wat wil hy hê moet jy met daai gawe doen? En hoe kan jy in sy koninkryk bedien? Die volgende een wat ons gaan doen, wat ek voel baie belangrik is, en wat ek is so opgewonde oor dit, want ons het dit gedoen en dit het my blew my mind,
is culture in you, kultuur en jy. Daar kyk ons na kultuur dryf. Ek gaan kyk hierso. Dit is maar basies om te kyk wat is jou belangstelling in ander kulture. Want die Here kan jou ook roep en sê, hoor ek wil hê jy moet meer onder hierdie tipe van mense werk, of ek wil hê jy moet 'n oorbruggingsding doen waar jy met ander mense te doen kry as jou eie volk en taal. So waar is jou belangstelling? Dan kyk ons na kennis, wat weet jy oor daai kultuur, die strategie, hoe gaan ons dit toepas en dit help ons om te dink aan wat ons ken en aan die aksie. Hoe pas ons nou ons dryf en ons kennis en ons strategie toe? Hoe gaan ons nou vorentoe gaan hier vanaf? Nou, hoe kan jy vandag betrokke raak? Helen, hulle kom maar opkom. OM, en ek dink enige organisasie, kerk, enigiets kan deur hierdie motto kan ons aangaan, of kan ons leer. Jy kan betrokke raak deur te bid, of te gee, of te gaan. Gebed, ek is al skuldig daarvan, dat ek gedink het, nee, ons sal bid, maar dit is laaste eintlik op die lys. Ons wil eers gaan, of ons wil eers hê, of ons wil eers, maar dis nie wat die koninkryk bevorder nie. Ons moet bid vir arbeiders, bid dat die Here mense sal oprig vir die werk wat daar buite gedoen moet word. Of selfs bid net dat hy jou sal gebruik daar waar hy jou geplant het, om sy wil uit te lewe, vir jou lewe en die mense rondom jou aan te raak. Jy kan gee, dit is nie nodig om daarin te gaan, ek wil vinnig daaroor praat, maar en gaan. Jy kan saam met ons op uitreik gaan, jy kan besluit, ons wil Okongwati toe gaan, of Augustus kan jy saam met ons Zambia toe kom. Dit is ook 'n belewenis. Nou, vinnig. Om vir iemand te vra, hoorie, ons sit met 'n R50,000 se probleem. Kan jy vir ons help? Dis moeilik. Dis moeilik vir 'n ou, unless ons vir Elon kan vra of hy nie iemand hiernatoe wil stuur om hom te represent nie. Is moeilik vir een ou om te gee, maar saam, deur klein bedragies. Daarso kan julle lees die wiskunde. Deur klein bedragies, maandeliks, kan ons 'n groot verskil in die koninkryk maak. Ons kan 'n groot verskil in mense se lewens maak. Ons het soveel programme hierso, ons het Generosity, ons het die Hope Table, ons wil mense dien, ons wil mense lief hê. Ons wil hê mense, die wêreld moet na ons kan kyk en sê, daai liefde ken ek nie. Daai mense moet vir Jesus lief hê. Ek gaan daar stop, want ek dink ek is baie oor my tyd. So, ek wil vra dat ons net sal staan, en dan gaan ek vir ons bid, en ek gaan vra dat die Heilige Gees net vir ons sal wys, waar wil hy ons betrokke maak. Vader, dankie vir die woord vanoggend. Daar waar daar klomp nuwe vrae is, vra ek dat U mense se harte sal aanraak en deur die Gees hulle sal antwoord. Ek vra dat U hulle sal wys wat U in hulle gesit het. Die gawes wat U vir hulle gegee het. Vir ons gegee. Here, hierdie is nie 'n ding van omdat ek nou hier voor staan en 'n woord oordra, dat ek perfek is en ek het dit uitgefigure nie. Maar laat ons almal sal besef, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor U, U alleen. Dawid het gesê, teen U en U alleen het ek gesondig. So ek vra Vader, dat U harte sal kom aanraak, dat U vir ons sal lei in ons gawes, dat U ons sal oprig, dat ons 'n kerk sal word, dat dit nie net woorde teen die muur sal wees, dat ons U intiem wil ken en U bekend maak aan ander nie, maar dat dit 'n leefstyl sal word, dat ons regtig U intiem sal leer ken, U planne vir ons lewens, en laat ons anders U bekend sal maak aan ander. En laat ons 'n kerk sal wees wat mense na kan kyk en sê, daar's iets anders. Hulle moet mekaar lief hê. Dat hulle sal sien die liefde van Jesus in ons. Nie ons nie, dat hulle nie ons op 'n pedestal sal sit en dink ons is oulik nie, maar dat hulle U sal sien. U hand sal sien.
u liefde sal sien. En dat hulle betrokke sal word. Ons bid dit in die kosbare naam van die Seun van die